Eksodus, hoofstuk 10. Toe sê die Here vir Moses, jy moet weer na die Farao toe gaan. Kyk, ek het sy hart en die harte van sy dienaars verhard. Die rede daarvoor was om al hierdie tekens onder hulle te doen. Later moet julle dan aan julle kinders en kleinkinders vertel hoe ek die Egiptenare hardhandig behandel het. Julle moet hulle ook vertel van al die tekens wat ek onder die Egiptenare gedoen het. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Toe het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan en gesê, dit is wat die Here, die God van die Hebreërs sê, hoe lank gaan jy bly weier om my te gehoorsaam? Jy moet my volk laat trek, sodat hulle my kan dien. Indien jy bly weier om hulle te laat trek, sal ek môre sprinkane in jou land bring. Die sprinkane sal die grond van die land so bedek, dat dit moeilik vir 'n mens sal wees om dit te sien. Hulle sal alles wat oorgebly het na die hailstorms opvreet. Ja, selfs die bome wat weer begin uitloop het, sal afgevreet word. En hulle sal oral wees, selfs in jou huise, die huise van jou dienaars en die huise van jou hele volk. Die sprinkaanplaag sal groter wees as wat jy of jou voorouers al ooit gesien of beleef het. Toe het Moses van die Farao af weggegaan. Daarop het die Farao se dienaars aan hom gesê, hoe lank gaan u toelaat dat hierdie rampe ons tref? Laat die manne toe om te trek en die Here, hulle God, te gaan dien, want Egipte is besig om onder te gaan. Die Farao het Moses en Aaron laat terugroep en vir hulle gesê, julle kan maar gaan om die Here, julle God, te gaan dien. Sê my net, wie gaan almal saam? Toe antwoord Moses, ons wil met die jong mense, sowel as die ou mense gaan. Ons wil ons seuns, ons dogters, ons kleinvee en ons beeste saamneem, want dit gaan 'n groot fees vir die Here wees. Daarop sê die Farao vir hulle, die Here sal net so min met julle wees as wat ek sal toelaat dat julle en al julle mense trek. Julle is besig met 'n skelmstreek. Maar indien nie, is julle manne vry om te gaan en die Here te dien. Dit is in elk geval wat julle gevra het. Toe is hulle weggejaag van die Farao af. Die Here het vir Moses beveel, jy moet jou hand oor Egipte uitsteek, dan sal die sprinkane oor die hele land opkom en alles opvreet wat na die hailstorms oorgebly het. Toe Moses sy kierie oor Egipte uitsteek, het die Here 'n sterk oostewind laat waai. Dit het vir die hele dag en die hele nag tot die volgende oggend toe gewaai oor die land. Vroeg die oggend het dit die sprinkane aangebring. Daar het 'n baie groot swerm sprinkane oor die hele gebied van Egipte toegesak. In die verlede was daar nog nooit so groot sprinkaanplaag nie, en in die toekoms sou daar ook nie weer so groot plaag wees nie. Die sprinkaanswerms het die hele grondoppervlak van die land bedek. Die land het donker geword van die swerms. Die sprinkane het elke krieseltjie groenigheid opgevreet. Selfs die enkele vrugte aan die bome wat na die hailstorms oorgebly het, is afgevreet. Geen groenigheid het in die land oorgebly nie. Daarop het die Farao haastig vir Moses en Aaron laat inroep. Hy het gesê, ek het groot sonde gepleeg teen die Here julle God en teen julle. Asseblief, vergewe my net die een keer en bid tot die Here julle God om hierdie verskriklike dood van my af weg te vat. Toe Moses van die Farao af weggaan, het hy tot die Here gebid. Toe het die Here die wind laat omswaai in 'n sterk westewind wat die sprinkane in die Rietsee ingewaai het. Daar het nie een sprinkaan in die hele Egipte oorgebly nie. Maar die Farao se hart is verhard deur die Here, sodat hy weer geweier het om die Israeliete te laat trek. Toe het die Here vir Moses beveel, jy moet jou hand uitsteek na die hemel, dan sal daar 'n tasbare duisternis oor Egipte kom. Toe Moses sy hand na die hemel uitsteek, het daar vir 3 dae lank 'n baie diep duisternis oor die land gekom. Dit was so donker, dat die mense vir 3 dae nie kon rondbeweeg nie, want hulle kon niks sien nie. Daar was egter lig in die Israeliete se huise. Toe het die Farao vir Moses ingeroep en gesê, goed, julle as ook al julle mense by julle kan maar gaan en die Here gaan dien. Julle moet net julle beeste en kleinvee hier los. Toe antwoord Moses, nee, u moet dan self ook vir ons beeste en kleinvee saamstuur vir slagoffers en brandoffers aan die Here, ons God. Ons eie vee moet ook saamgaan. Daar mag nie 'n dier agterbly nie,
omdat ons daarvan gaan neem om die Here ons God mee te dien. Voor ons daar is, sal ons nie weet waarmee ons die Here ons God gaan dien nie. Maar die Farao se hart is verhard deur die Here, en hy het geweier om hulle te laat trek. Daarop het die Farao gesê, maak dat jy wegkom. Ek wil jou nooit weer sien nie. Die dag wat ek jou weer sien, laat ek jou doodmaak. En Moses antwoord, goed, nes u daar sê, ons sal mekaar nie weer sien nie.